So net vir nou, terwyl ons nog die mense gaan voorstel, kan jy bly speel en dan kan jy gaan sit eers. So ons is baie excited just for our English people that has come this morning. I'm just going to switch to English just for this part because they have made their way. There's not everybody is here, so if you want to meet the rest of the people, you are more than welcome to stay for the second service, see who gets introduced, and then you can go. It's okay. I won't mind if you stand up and you leave. No problem. You don't have to listen to the sermon twice. Okay. But we are very excited that we can introduce our new members, and I'm really excited, and thank you for the members that decided to come to the Afrikaans service as I've asked, just to come and show people we are actually not two services. We're not two churches. We are one church. The only thing is we preach. You've got many churches that have 2 to 3 services, and they teach in those services English all the way through. The only difference from us is that we are catering to our Afrikaans community and to our English community. So we are one church. Please, I need us to understand that. That's why I wanted our English members to try and be here this morning so that you can see who this lovely people is. And then what I want to ask is, when you leave on a Sunday morning, when you are done here, just wait a little bit longer, and then you can just, drink a coffee with some of our new members on the English services, or with the people that come for the second service, so that you can meet them. And then exciting, on the 2nd of August, next month, the 2nd of August, we're going to have a combined service, 9 o'clock in the morning, and our children's church is going to be the ones that is going to minister to us. And then we're going to have a small meeting, and then we're going to have a nice braai outside. Amen? I mean, all of us love braaivleis and pap. Okay, so that will definitely pap and vleis. That's South African. Pap and nyama, pap and vleis, right through the board. Amen? We all love it. So that's something that we can do together and just meet each other. Amen. So I am very, very excited to welcome our new members today with great joy and grateful heart. We welcome our new members into the family of God here at our church. We believe that this is not just by chance, but it is God's divine leading. Amen. Something new is about to happen. You are an important part of our body, and we thank Him for bringing you into our fellowship. Our prayer is that you will experience God's love, grow in His Word, discover your God-given gifts, and build lasting relationships as we serve Him together. Amen. On that note, we are having our discipleship school on a Sunday evening, 5 to 6. If you are interested, you are more than welcome. There's some papers just outside by the info desk that you can fill in. We are doing this together. This is where we come together as one family, one church, and we do this discipleship training. So we started last week, but we are delaying a little bit for those who still want to be part of this. So please, when you leave, just go fill out one of this and be here 5 o'clock this afternoon. Don't miss out. It's going to be awesome. Amen. Okay, so the Word of God reminds us constantly, you are no longer foreigners and strangers. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. So when you bring someone into your family, like marriage, that person might feel a little bit strange at the beginning, but as they get to know each other, we bond and we become one. Amen. And again, we accept one another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God, like Romans 5:17. As your church family, we are committed to walk alongside you, praying for you, encouraging you, and growing together in Christ. To our new members, welcome home. I like that one. There's a song, I'm still going to sing that song, Welcome Home. You know what? It's so nice to be home.
When you go on vacation and you maybe go visit Davey or whoever you go visit, okay, there's nothing like coming home. Isn't it true? If you go to the ocean and you're there for 2 weeks, but when you come home, your bed is just the best. This is home. Welcome home. Amen. Okay. To our members, welcome home. May the Lord bless you abundantly as you become part of the family of faith. We look forward to worshiping, serving, and advancing God's kingdom together. Church family, please join me in giving our new members a warm, heartfelt welcome. Let's just give them a hand. We're going to call them up just now. So again, not everybody is here now. So I'm just going to call up, and whoever is here now will come up. I just want to ask the pastors to come to the front and just help us to, I'll call your name and then you come up. But just for the pastors to come and help me at the front, please, so that we can just greet our new members. So what you're going to do is you're going to come up and you're going to just stand behind me. You see there's a lot of space here. Come and stand behind me so people can see your face. Amen. First one, Alicia Groenewald. Alicia Groenewald, I think this is a proud day for her dad. I don't know if you guys know. Martin is our maintenance manager, and he's ook ons koster. He opens and closes the church for us. I think it's that his daughter is here. Kom Alicia. Okay, and then it's going to be Dylan Steinberg. Is he here? Kom Dylan. And then, I don't know if Gugu is here this morning, but she'll probably be here for the second service. Kom staan net hier agter my meisiekind. Then we've got Faith Matabela. She's not here now. Okay, but just listen to all these names, all our new members that has joined our church. Amen. Hanu Verviers. Hey, our own Jesus. Heather Giddings. Issa Giddings, they are not here this morning. They'll be here with the second service. Ntabi Singh, Seku. Yes, Ntabi Singh. Thank you for coming so that people can see. You know, we are so excited. All together, man, you guys, Benolo, Rongolo. Okay, not yet here. Okay. Ori Larena, Dichaba. I'm bad in this, guys. This is easy. Alice is not here. I can see she's not here. Then Richie. Where is she? Not here. Okay. Michelle is not here. This guy, he's here. I know him. Homolemo. And then Neo Seku and Neo Ranglo. Yeah. Sorry, Michael. I'm bad, eh? I'm gonna get it. Don't worry. And then Mpo. Hey, this is my. You see, just stop. Just go stand next to that guy there. So the two of them are the Energizer bunnies of our youth. Guys, when you go home, you are done. They are one and the same person. They just look different. Do you know that thing they call it? Same difference. They are the same, but they're different. But no, that two guys, okay, you can sit down. Come up my way. But just stand still, eh? Everybody's watching you. And don't jump on me. Just stay there. Okay, and then Godfrey, I don't believe he's here now. Okay, so where's the pastors? Let's just come up, and then we're going to pray for them. I'm going to ask Pastor Bleer just to come and pray with our members, and then we're going to give them something. You know what? I'm not going to give your gift now. Otherwise, you're not coming with the second service. So look here, here's a gift. I'm going to give it only on the second service. Remember, you can go after I've given, you can go. Okay, but you need to be here. Okay, thank you. Thank you. Please, let us first give them a big hand. And this is an Afrikaans service. I'm going to pray in Afrikaans. Here, ons sê vir die baie dankie vir hierdie geleentheid. En baie dankie, Here, vir elke kosbare kind van die Here
wat vandag op hierdie verhoog staan. Ek wil bid, Here, dat in die jare wat voorlê, dat U julle een en elkeen baie ryklik sal seën. Here, hulle sal toebedeel met genade, met liefde, met U Gees, Here, met vrede, met gesondheid, met voorspoed. Ja, Here, hulle elkeen aan U bors sal koester en sal vasdruk. Seën hulle elkeen baie ryklik. En Here, dat hulle sal weet dat U hulle nooit alleen sal laat nie. U woord sê, as jy deur die waters gaan, ek is met jou. En die riviere, dit sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, dit sal jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. U sê nie, Here, ons gaan nie daardeur nie, maar U is met ons. Seën, beskerm en bewaar een en elkeen van hulle. Gee hulle die vrede, die geluk, die blydskap in die Here, want dit is ons beskutting. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Okay, kom ons gaan hulle net so van hierdie kant af, en gaan ons elkeen se hand vat en net sê baie welkom. Welkom in julle, kom ons kom deur so julle. Dankie. Thank you so much. Amen. Welcome home. As we finish up, let's just give them a last hand and say, welcome home. Amen. Amen. Thank you, everybody. You may have a seat. Okay, so we're going to do the same thing again. You need to smile like you smiled now at the second service as well, okay? Cindy asked just after the service if everybody can maybe just come together there by that wall there or at the back. She just wants to take a group photo. Amen. Nou gaan ek weer terug na Afrikaans toe. Amen. Het voel dalk vreemd, maar hier is ek terug. Vandag wil ek begin en net vir julle almal sê welkom en mag julle 'n awesome geseënde diens hê. Ek glo God het 'n plan met dit wat ek vir julle wil gee. En dit is my voorreg om vir julle te gee wat God vir julle gegee het. Kom ons bid net saam. My God en Hemelse Vader, ek vra dit wat U vir my gegee het, Here, dat ek dit sal voorlê aan die gemeente en dat dit uit my mond uit sal kom soos wat U dit wil hê. Heilige Gees, ek vra dat U nou sal oorneem en dat U die gemeente sal seën met dit wat U vir my gegee het om vir hulle te gee, my Vader. En ek vra dat hierdie saadjie geplant sal word en dat ons na hierdie dinge net bietjie anders te sal kyk, my Vader, en dit sal implementeer in ons lewens en nie net hoorers van die woord sal wees nie, maar net so ook doeners van die woord. En ek dank U daarvoor in Jesus Christus groot en heilige naam. En almal sê amen. So my eerste slide, as hy dit kan regkry, die tweede grootste gebod. Want ek het gepreek op die eerste grootste gebod so rukkie terug. Ek hoop julle kan dit onthou ek het gepraat oor een, nee, God is een, net so moet ons een wees. So kom ons gaan na Markus 12, 29 en 30 toe, net om so klein bietjie, net 'n refresher course net vir julle te gee oor dit wat ons gepraat het die vorige keer. So dit sê, en Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here ons God is 'n enige God. Wat beteken dit? Dit is een God. Our God is one God. Dit sê, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Beteken, ons God is een God. En net voor Jesus gesterf het, het hy ook vir God gesê, Here, ek en jy is een. God, ons Vader, ek en jy is een. Kan hierdie mense nie net een wees nie. En dan gaan dit verder, om te sê, hierdie is die God wat ons dien. En hy sê, en julle moet die Here, julle God, lief hê, uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand, uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod.
Dis die belangrikste een. Liefde. Vir wie? Vir God. So daai is ons liefde vir God, die ene wat ons gemaak het, die ene wat die belangrikste is, ons God, ons Vader, ons alles. Hy moet jou nommer 1 wees, hy moet jou alfa en jou omega wees, amen. God is bo jou vrou. Vrou, word maar kwaad, stamp man daar, so sê, jy sal nie, ek's eerste. Nee, God is nommer 1. Daarna kom jy, en dan jou kinders, en dan die familie, dan die vriende, dan jou werk, al daai goeders. Amen. Maar nou waaroor ek vandag wil praat, is die volgende part daarvan. So kom ons noem hierdie number 2. Okay, hierdie is ons tweede keer wat ons nou hier oor praat, maar hierdie is die B-gedeelte wat ek oor gaan praat. Markus 12:31. En die tweede hiervan gelyk. Hoor jy wat sê dit? Die tweede een hiervan, maar gelyk, is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as hierdie nie. Daar is niks groter as dit wat hy gegee het nie. Hoekom sê hy dit? Dit is eintlik logika. Liefde, wat is God? Soos wie moet ons wees? Amen, dankie, julle kan huis toe gaan. Dis dit. Ek hoef eintlik niks vir julle verder te verduidelik nie. Maar omrede ek daarvan hou om te praat, my vrou sê ook, as ek in die aand na die yskas toe gaan en die lig gaan aan, dan doen ek so 10 minute voor die yskas. Want ek moet praat, ek's 'n pastoor. Amen, nie eet nie, ek praat. Okay, so dit klink nogals weird as ek in die yskas praat. Dit maak nie sin nie. Okay, so dit is baie belangrik. So, kan ons na die volgende een toe gaan? Dit is belangrik. Wat is belangrik? Come on, wat is belangrik? Amen. Liefde oorskry alles. Alles. Wat se tipe liefde praat ons van? Eerste liefde. Ek kan nie dink dat daar 'n ander liefde is wat ons moet hê nie. Dis daai, toe jy net iemand ontmoet het, daai wow liefde, daai hulle kan maar kou soos wat hulle wil, hulle kan sny net soos wat hulle wil, ag, hulle is net te pragtig. Amen, hulle is so, kyk, jy kan niks verkeerd doen nie. Dis daai liefde wat ons moet kry, vir almal. Eerstens, vir God. Want dis hoe God ons sien. As God ons nie so gesien het, die mense het ons nie vandag gelewe nie. It was tikkeloks, you were gone. Bye bye. Hoekom sou hy self gesê het, okay, weet wat, kom ek gaan maar aarde toe. Ek wil nie regtig nie, maar seker maar wat ek moet doen, want anders hoe gaan mense my sien. Nee, het nie nodig gehad nie. Maar hy was daai eerste liefde wat hy het. Hy daai liefde vir, ek noem dit mom goggles. Daar's 'n klip wat ek eintlik moes opgesit het van mom goggles. 'n Ma, genigtig, kan nie regtig altyd sien wat haar kinders verkeerd doen nie. Daai kind gooi bakstene in die swembad, en ek sê maar net, my vriend weet van wie ek praat, kind gooi bakstene in die swembad, maar mamma is like, hierdie is die beste kind ooit. Want hoekom? She's got mom goggles on. Ons moet daai liefde goggles kry. As iemand iets doen, moet jy daai liefde opsit en sê, okay, weet jy wat, kom ons kyk eerder na dit. Ons moet werk aan liefde. Dit is so belangrik, mense. We fail in that. Ons fail in dit. Daar is so min liefde wat ons het om te gee. Ek weet nie of jy so baie uitgee dat jy nie net nog het om te gee nie. Ek sê nie julle nie, ek praat van ander kerke, nie julle nie. Okay, hierdie kerk is nie so nie. Ek ken nie iemand soos, in hierdie kerk is daar nie mense wat kwaad word vir ander mense nie. Gaan gestraf word. Okay, as ons hierdie liefde het, soos ons voorheen gesê het, sal die ander gebooie en dinge waar ons moet voldoen, net gebeur. Dit is soos 'n outomatiese voertuig, né? As jy weet hoe om 'n drive te sit, die D is nie vir dag nie, okay? En die R is nie vir racing, of dit is D vir drive. As jy om 'n drive gesit het, en jy weet hoe om te stuur,
hoef jy nie te dink nie, jy gaan net. Is ek reg? So as God hom stuur, God eerste lief hê met alles wat jy het, né? En jy weet hoe om in drive te sit, jy weet hoe om lief te hê. Gaan dit so maklik, jy hoef nie te dink nie, dit gebeur net. Hy dink change van selfratte, jy ry net, jy sien hoe die ander mense kwaad raak, want hulle moet in die traffic die hele tyd klats, jy ry net. Dis dieselfde, wil jy 'n outomatiese kar ry, of wil jy klats ry? Daar is mense wat hou van klats, ek het dit hierdie naweek gehoor, ek kan dit nie glo nie. Dan het jy nog nie in regte traffic vasgesit nie. If you want automatic in your Christian life, as jy outomaties in jou Christelike lewe wil hê, moet jy kan lief hê. En maar nou, hier kom 'n triek. Kyk, daar's altyd 'n curveball. Ja, ek het lief, onvoorwaardelik. Nou, dis moeilik. Maak nie saak hoe daai persoon lyk, ryk, verlede, hede, wie hulle is nie, jy moet lief wees vir hulle, bid vir hulle. Die woord sê, jy bid vir jou vyande, jy moet jou vyande ook lief hê. En God sal vir jou 'n tafel voorberei in die aangesig van jou vyand. How do you kill the devil? Jy moet nice wees, ons kan nie op hom trap nie. Net dan nie, hou vas. Sy wil hom nou weer gaar maak. Sy het gesê, as die slang daai tyd by haar was, het sy hom opgechop en lekker sushi gemaak van hom. Die duiwel se goeters, al hoe ons dit gaan oorwin, is deur om goeie goeters te doen. Teenstand teen dit. Jy kan nie 'n vuur met 'n vuur klein doodmaak nie. Jy kan nie petrol op die vuur gooi en dink dit gaan oukei wees nie. Daar moet geestelike water kom. Jy moet nice wees met daai persoon wat lelik is met jou. Daar's mense by jou werk wat dalk die dagligheid jou uitirriteer. As jy hulle net kan per ongeluk omry met jou kar wanneer jy by die hek uitry, jy het nie gesien, jy het glo met iemand gepraat en toe het hy net voor jou ingeloop. Jy kan dit nie doen nie. Jy moet nice wees met daai persoon ook. Ek het nie gesê ek braai saam met hulle of wat ook al nie, but you need to be nice. Always smile, want hulle gaan so ongemaklik voel, hulle gaan nader aan tande wys al wil hulle nie, soos 'n hond wat nie weet of hy moet of nie. Dit gaan gebeur. Jy moet nice bly. Jy kan nie kwaad word vir hulle. Wel, ons word kwaad, maar dit hang af hoe jy dit gaan hanteer, né? As jy liefde het, gaan die 10 gebooie maklik wees. Kan ons net kyk na die 10 gebooie. Die eerste ene sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. As jy lief is vir iemand, if you are one with God, as jy een is met God, sal jy nie nog 'n God aanbid nie. Jy sal God nommer, en dis wat hy gevra het. Ek, o God, is nommer 1. Ek is een God. Ek is een met jou. Jy moet een wees met my. Jy kan geen ander gode hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld maak nie, en jy mag jou voor hulle nie neerbuig of hulle dien nie. Dit bly nommer, weer eens, liefde. As jy God met alles lief het, sal jy nie 'n ander God het nie. Nou sê jy, ja, maar ek maak nie beeldjies nie. Ek weet nie so om my mes te gebruik nie. Ek sal nooit 'n houtbeeldjie maak nie. Dit was vir daai tyd wat hulle beeldjies gemaak het. Ons veraf God ander goeders die dag. TV, sport, kinders. Nee, die Here het hulle vir my gegee. God het hulle vir jou gegee. Maak seker jy maak hulle in die weë van die Here groot. Moenie hulle veraf God nie. Om goed te wees vir jou kinders is great, maar as jy nie jou kinders kan reg help nie, dan is dit ook maar daarmee heen. Ons moet altyd seker maak, ons veraf God nie ons kinders, of ons vrou, of ons man, of ons werk, of ons kar, of ons huis, of ons tuin, of ons kerk, of ons pastoor. Amen. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Dis vanselfsprekend. Jy sal nie God sleg maak, of sy naam sleg maak as jy hom lief het nie. Gedenk die Sabbatsdag, dat jy dit heilig.
Ek hoef niks verder te sê nie. Julle is hier daarom. Julle het God lief. Ek sê nie die ander mense het nie God lief nie. Daar's mense wat dalk siek is. My kind is siek vanoggend. Daar's niks wat jy omtrent dit kan doen nie. Maar jy kan nie week op week dit vergeet nie. En is nie die pastoor wat so sê nie, mense rarig. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en jou hele verstand. Dan gaan al hierdie goeders in plek val. En een van hulle is, jy moet die Sabbatdag, jy moet dit heilig. Gedenk die Sabbatdag en heilig het. Eer jou vader en jou moeder. We fail so badly. En ek kan dit sê, want ek het nie 'n nice pa gehad nie. En ek het hom nog steeds geëer. Hy het my misbruik, mishandel, nie mishandel nie, hy het my nie rondgegooi en geslaan nie, maar he didn't love me, tot op die laaste 3 jaar van sy lewe en hy die Here ontmoet, maar in daai tydperk wat hy nie 'n goeie mens was nie, wel, hy het gewerk, hy het gesorg vir ons, hy was 'n goeie pa in daai opsig, maar hy was nie 'n pa wat ek wou graag gehad het nie, maar ek het hom nog steeds geëer, al het hy wat ook al gedoen. Eer jou vader en jou moeder, en dis miskien hoekom ek nog lewe. Sê as jou vader en jou moeder eer, dan sal jou dae verleng word. Hey, ek is deur 'n hartaanval, kanker, twice removed, trok het my amper doodgery. Ek sê, so miskien werk het, miskien moet julle dit probeer. Ek sê maar net. Okay, jy mag nie doodslaan nie. En dit is stab ook. Jy kan nie mense stab nie, kan hulle nie skiet nie, mag nie mense doodmaak nie. Do not do that. Maar nou gaan ek verder gaan. Het jy geweet jy kan iemand geestelik doodmaak? Jy kan hulle binne doodmaak. Jy het nie nodig om iemand te stab of om hulle te slaan om hulle dood te maak nie. Maar om die hele tyd teenoor hulle verkeerd te doen, om die hele tyd, al is hulle nice met jou, om spiteful te wees, om jou wil te kry, want jy voel, jy is awesome, en net jou wil maak saak. Get over yourself. Dis nie wat God vir ons wil hê nie. God wil hê, ons moet dink aan ander mense ook. Jy kan nie mense doodmaak geestelik of hulle afbreek agter hulle rug nie. Jy mag nie breek nie, dit is, come on, dit is baie belangrik. Jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste gebruik nie, spreek nie, dit is skinder, en ons is baie goed daarmee. Niemand nie? Ok, dan is dit weer eens nie hierdie kerk nie. Ek wil jou 'n groot guns vra, onthou ek het jou ruk terug, het ek jou ook, ons het hier oor gepraat in nommer 1. As iemand skinder, gee ek jou die reg om weg te loop van daai mense af. Want jy moenie daarmee betrokke wees nie. Dis nie hoe God wil hê jy moet wees nie. Jy mag nie steel nie, ok, my vrou het my hart gesteel, so ek soek hom terug. Jy mag geen valse getuienis teenoor jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. So vandag se dag, nie sy kar nie, nie sy huis nie, nie sy vrou nie, nie die mense wat vir hom werk as hy sy eie besigheid het nie. Hou op om dit te begeer. Begeer dit wat God in jou hart sit vir jou. Maar nou kom ons terug. As jy liefde het, sal al hierdie goedjies in mekaar inval. Om op te som hierdie twee, om met hierdie twee, is hierdie twee groot gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy het gesê, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou vra jy, wat is dit? Dis die boeke van die Bybel. Dit is die verlede. Dis die wette en die profete. Menend, hierdie alles word daarin gekompak. Alles maak saak. As jy lief het, en jy het hierdie goed wat daai sê, sal al hierdie goeders in plek inval. Amen.
Dan gaan ons na 1 Korintiërs 13, 1-7. Al sou jy die tale van mense en engele spreek en nie liefde hê nie, dan het jy 'n klinkende metaal en 'n lydende simbaal geword. En al sou jy 'n gawe van profesie hê en al die voorborgenhede weet en al die kennis, en al sou jy die geloof hê sodat jou berge kon versit en die liefde nie hê nie, dan sou ek niks hê nie. En al sal ek al my goed uitdeel en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word en nie liefde het nie, dan sou ek by niks baat nie. Die liefde is lankmoedig, vriendelik, en die liefde is nie jaloers nie, en die liefde praat nie groot nie, en is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, en soek nie sy eie belang nie, word nie verbitter nie, en reken nie kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtighede nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. We need love. Ons nodig liefde. Nou is daar 'n ding wat met liefde saamgaan, en ons wat so bietjie mense counsel, weet, ons doen so bietjie berading en sulke tipe goedjies, sien 'n ding wat nogals baie opkom. Daar is liefde, anders sou die mense nie nog saam gewees het nie. Maar 'n groot part wat lek, wat nie daar is nie, vergifnis. Wat is vergifnis? Vergifnis is liefde, want dit sê daar so, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Jy moet in daai persoon glo. Jy moet daai persoon kan vergewe. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra alles. Kom ons gaan na die volgende slide hier, dit gaan net sê vergifnis. Meeste van ons sukkel met hierdie ene vergifnis. Ons sal vergewe, maar ons gaan nie I pack my case. Ons vergewe, maar ons vergeet nie. Hierdie brein, soos 'n olifant sinne. Nee, kyk, ek vergeet nie. Ek gaan jou vergewe vir nou, maar ek gaan dit opbring elke keer, of ek gaan die hele tyd daaraan dink. God sê, as ek jou vergewe, gooi dit weg. Amen. Sy genade is vir ons groter as enige iets. So ons moet dit weggooi. Ek weet is nie maklik nie, dit vat dalk tyd. Om iemand te vergewe en te vergeet, dit vat 'n bietjie tyd, maar dit is 'n daaglikse ding wat jy jouself moet bly herinner. Dit is wanneer jy besig is om te bestuur en jy dink aan daai persoon, en hier binne in jou hart, jy het gesê, Here, ek vergewe hulle, maar dit ruk hier binne in jou hart, en jy dink aan daai persoon. Vra God om jou te help om te vergeet ook, aan wat hulle gedoen het. It needs to start over. Dit moet oorbegin. Jy kan nie daarby vashou nie. Jy kan nie aangaan met dit nie. Kom ons dink net hierdie week. Wat het jy gedoen hierdie week? Okay, kom by hande. Okay, maar geestelike hande, jy hoef hom nie op te steek nie, want ek wil nie mense moet sien, ek wil jou nie op die spot sit nie. So in jou geestelike hand lig jy nou, as jy hierdie week niks verkeerd gedoen het, wat jy God voor vergifnis moes vra nie. Okay, laat sak hy hand, ek sien hom in die gees. As jy hierdie hele week deurgegaan het, en jy het nie nodig gehad om te sê, jammer nie, steek nou jou hand op. Okay, dit is nou net geestelik, okay, ek het niemand gevra, jy moet nie julle hande opsteek, jy wil julle nie op die spot sit nie. Hoeveel goed het jy hierdie week verkeerd gedoen, wat jy vir die Here moes sê, hoekom moet jy sê, Here, vergewe my sondes? Hoekom? Jesus leer ons in die gebed, sê, Here, vergeef ons sondes, soos wat ons die sondes vergewe. Ek kan nie dink dat ek hierdie week, en ek's nie 'n ou wat gaan om verkeerd te doen nie, maar daar's baie keer wat 'n ou goeters doen, wat jy net nie moes gedoen het nie. Jy dink aan iemand en word al kwaad, of jy skree op iemand, of jy
iemand leed aangedoen, of ons is nie perfek nie, ons is mens. Daar's iets wat jy dalk gedoen het. Dalk het jy jouself ooreet. Daar's baie goeders wat jy doen wat nie reg is nie. Jy is nie perfek nie. Maar wie wat scary? Wat is, ek weet nie wat scary in Afrikaans nie. Wat is skrikwekkend? Dis 'n mooi woord. Wat is skrikwekkend? Die Bybel sê, nie ek nie, die Bybel sê, as jy nie vergewe nie, gaan God jou nie vergewe nie. So dis okay, jy hoef nie te vergewe nie, dis jou keuse. Jy hoef nie, Evelyn, jy hoef nie te vergewe nie, dis jou keuse. Maak net seker, jy doen niks verkeerd, sodat God jou moet vergewe nie. Dis waar dit inkom. Is jy reg? Verder is daar 'n dienskneg. Ek wil 'n storie vertel wat in die Bybel vertel is, maar ek wil dit net in my eie woorde sit. En daar's 'n dienskneg en hy werk by 'n maatskappy wat hierdie, jy weet die kopstene vir 'n grafsteen, weet, hulle maak grafstene. Maar hy het nou by sy baas, het hy R10,000 geleen vir 'n begrafnis wat hy moes doen vir sy ma wat oorlede is. Nou asseblief, hierdie is net 'n storie, nee, dis nie 'n waarheid nie. Jesus het dit gedoen, hy call it a parable, is 'n gelykenis. En hy leen hierdie R10,000 by hierdie baas van hom. Hierdie baas is regtig 'n nice ou. En Johan sê vir hom, luister hierso, Freek, jy's okay, ek sal dit vir jou leen, maak net seker jy gee dit vir my terug, want anderste moet ek my ouens stuur om jou bene te breek, as jy nie my geld vir my teruggee. Hy sê, joh, gebeur dit nog steeds hierdie dae, dat jy bene breek en sulke goeters. En wel, gaan aan, einde van die maand kom, en die baas het gesê, luister, ek het jou cash gegee, so jy moet my cash teruggee. So ek het jou kontant gegee, ek soek kontant terug. So as jou salaris in is, jy kry genoeg, hierdie is net om jou te help tot die einde van die maand toe, en dan kan jy net daai geld gaan trek en vir my terugbring. Geen probleem nie. Nee, dankie meneer, waardeer dat jy my help in hierdie moeilike tyd. En hy's al weg. Einde van die maand kom, kry sy salaris. Ek het hulle gesien, daai maand, ek kan onthou, toe sit hulle hier by Spur, en hulle eet lekker, en weet, die familie, hy treat almal, en daarna, toe die volgende dag, toe sien ek hulle weer, daarso by Mike's Kitchen, en hulle eet daai buffet ete. Ek het hulle daar gesien, ek was nie daar binne nie, ek het nie geëet nie, ek het hulle net gesien, okay, op my vuil uitkyk. En ek het hulle daar gesien, en hulle het lekker gespend, en ek het gesien hoe koop hulle, weet, nuwe goeders vir hulle kar, hy het nuwe rims opgesit, en ek dacht toe, miskien is dit die geld wat hy gekry het by sy ma, vir wat sy oorlede is, en weet, ek gaan nou nie judge nie, ek is nie daar om te begeer, want die woord sê, ek mag nie begeer wat hulle het nie. En sy baas roep hom 'n week na salarisdag in. Hy het pay gekry 25ste, sy baas roep hom die 31ste in. Dit was nou gewees Februarie, die 31ste Februarie. Sy baas roep hom in en hy sê vir hom, luister hierso Freek. Ek het vir jou gesê, dat op die einde van die maand moet jy my geld vir my teruggee. Hy sê, ja meneer, maar is nou eers die einde van die maand. Hy sê vir hom so, okay, jou einde van die maand, die 25ste, wanneer die salaris kry, hy het gesê, jy moet dit gee, wanneer die salaris kry, hy sê, ja, maar meneer, jy verstaan nou nie, jy weet, daar was baie onkostes en goeders, en ek weet nou nie wat om te doen nie, ek is eerlik kan ek eerlik wees met jou meneer, ek het nie nou die geld nie. My dogter, sy moes landloop, hardloop, ek moes vir haar nuwe skoene koop, my bande was klaar, en daar was 'n kraak in my rim gewees, ek moes my rim vervang, asseblief, moenie my bene breek nie. Hy sê nie, okay, wat ons dan doen is, bring vir my jou dogter, ons verkoop haar aan 'n rabier, en dan kry ons daai R10,000 net so terug. Hy sê, meneer, asseblief, moenie my dogter verkoop nie. Meneer, asseblief, sy is my enigste kind. Ek sal alles doen vir haar. Net ek my lewe vat. Verkoop my aan 'n Arabier. Hy ou check so, ek kan nie hierdie ou aan 'n Arabier verkoop, ek gaan niks skryf vir hom nie. En hy sê vir hom, weet jy wat, jy's deur baie, en ek is 'n familieman. Johan, Erasmus,
ek hoop jy as Johan Erasmus as jy kyk, ek's jammer is jy nie, is 'n familieman, en ek voel wat jy voel. Weet jy wat, kom ons skryf dit af. Dit wat jy my skuld jy my nie meer nie. En hy begin huil, hy's like, meneer, ek kan dit nie glo nie. Jy's die beste in die weste, al is hier in die noorde. Baie dankie. Ek gaan vir almal vertel hoe goed jy is, maar nee, jy vertel vir niemand hiervan nie. Dis tussen my en jou. Ek wil nie hê mense moet weet nie. Hy sê, dankie meneer. Hy kom hy middag by die huis, die vrou sê, luister hierso, hy vertel vir haar die stories, hy sê, yes, dis awesome, maar jy weet dat Saartjie het actually nog veters nodig, en dan nog spikes vir daai skoene wat ons al gekoop het. Hy sê, ja, my vrou weet, ons het eintlik al die geld gebruik, maar die tuinier, hy skuld my nog R200 wat ek hom geleen het in die middel van die maand, laas maand vir taxi geld. So ek gaan vir hom sê, hy moet vir my bring. En hy roep die tuinier, hy sê, luister hier so maat, ek soek daai R200 wat ek jou geleen het. Ek het jou gesê, wanneer ek jou geld gee, moet jy dit vir my teruggee. Hy sê, ja maar meneer, ek het nie nou daai geld nie, weet, ek moes vir my dogter, moes ek kos koop, ons het nie genoeg kos gehad nie, en ek het nie nou daai geld nie, as ek dit vir jou teruggee, gaan ek dit weer by jou moet leen, want ek het nie. Hy sê vir hom, luister hier so, jy gaan nie so maak met my nie, sommer. Ek breek jou bene, ons verkoop jou kind nou. So jy gaan by vanmiddag, soek ek my geld. Ek is nou op pad werk toe, as ek terugkom, soek ek my geld. En die ou wat langsaan bly, ken ook die baas van hierdie company waar hy gewerk het, en hy gaan na daai baas, hy sê, baas, luister hierso. Ek het gehoor hoe jy hierdie ou, ek jammer, ek luister af. Ek is maar net daai tipe ou, as daar iets gebeur by die huis, kyk ek by die venster uit om te sien wat gebeur, en toe ek sien, Freek praat met jou, toes ek daar, jy weet ons daar by die badkamer raam die muurtjie, jy het my nie gesien nie, maar ek het gehoor hoe jy met hom praat, en ek is, weet jy wat, is awesome wat jy vir hom gesê het, en wat jy vir hom gedoen het, en ek is nie hier, want ek wil iets hê nie, maar ek wil vir jou sê, wat se tipe man is Freek, en hy vertel vir hom wat het Freek gedoen daai oggend. Hy roep vir Freek, hy sê vir hom, Freek, ek wil met julle ontmoet, asseblief, bring jou vrou en jou kinders. Freek dink, skool papi, nou is ons gesort, hierdie ou gaan vir ons nog gee. Toe hulle daar kom, toe sê hy, los jou vrou en jou kind hier, so jy kan maar gaan, ek verkoop hulle. Want jy kon nie eers vir jou tuinier gehelp het nie. Jy kon hom nie vergewe soos wat ek jou vergewe het nie. Wie dink jy is jy? En hy verkoop sy vrou en sy kind om hy R10,000 terug te kry. En wat dit beteken is, jy het so klein dingetjie wat iemand teen jou het, jy wil hulle nie vergewe nie, maar teen God het jy soveel skuld gemaak, maar jy verwag hy moet jou vergewe? Dis wat daai vers sê, as jy nie kan vergewe nie, kan ek jou nie vergewe nie. Vergifnis is belangrik. Die disippels vra vir Jesus, hoeveel keer moet ons vergewe? En hy gebruik hierdie nommer 7, want die geleerdes daai tyd het geglo, as jy iemand 3 keer vergewe het, is dit nou genoeg. Net 3 is genoeg. Maar hy vat dit verder, hy dink, ag nee, ek gaan hom sommer sê, ek gaan 'n nommer uitgooi, 7. En hy sê, Jesus, wat van 7 keer? En Jesus sê wat? 70 maal 7, nie 70 maal 70 nie, nee? Ek hoor baie mense sê dit, maar of jy nou 70 maal 70 of 7 maal 7, dis baie. Weet jy hoeveel keer is dit? Elke 2.93 sekondes moet jy kan vergewe. Maak dit saak? Nee. Dit sê net, Jesus sê net, dis so baie dat dit maak nie saak nie, jy moet bly vergewe. Weereens, dit beteken nie as jy vergewe het, jy hoef saam met iemand te braai of wat ook al nie, maar jy moet hulle vergewe, nie net vir hulle nie, maar vir jou ook, want hulle het spasie in jou kop wat jy uitverhuur aan hulle, wat onnodig is. Kry daai lease uit jou uit en moenie dat dit by jou bly nie. Vergifnis is verskriklik belangrik.
Matteus 18:29. En jy kan gaan kyk in Matteus is waar daai storie, wat ek nou net verdraai het in vandag se storie in. Matteus 16:14 tot 15, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar hoor hierso, dis wat ons vergeet. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook julle nie vergewe nie. Dit kom onmiddellik na die Onse Vader in die hemel. Laat U naam geheilig word. Laat U, en dan, net so op die aarde, en dan, vergewe ons skulde, net soos ons skuldenaars vergewe. En dan kom hierdie daarna, wat sê, jy moet vergewe of jy word nie vergewe nie. Jesus leer ook die selfde beginsel in Markus 11:25 tot 26. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge kan vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, julle oortredinge ook nie vergewe nie. Hoekom noem hy dit, wanneer julle bid? Wanneer ons bid, wat vra ons vir God eerste? Wel, ek begin altyd met dit, want ek voel dat ek moet vergifnis kry voordat ek met God kan praat. Dis hoe ek voel, dis hoe ek geleer was deur 'n pastoor toe ons jong was. Hy het gesê, maak seker jy het alles uit die pad uit, sodat jy direk met God kan praat. So my eerste ding wat ek mee begin, as ek wakker word, ek maak nie my oë dadelik oop nie. So ek wou sê ek maak my oë oop, maar ek maak nie my oë oop nie. So as ek wakker word, sê ek, Here, vergewe my vir alles wat ek gedoen het, ewen dit wat ek nie weet wat ek gedoen het nie. Want ons is mens, ons weet tog partykeer nie wat ons doen nie. En dan begin ek met hom te praat. Jy kan hom nie vra, vergewe my, as jy nie vergewe nie. Waar kom dit alles by mekaar? Liefde. As jy lief het, sal jy vergewe. As jy lief het, sal jy nie haat nie. As jy lief het, sal jy lankmoedig wees. Dit is 'n gebod wat God wat God ons mekaar moet lief hê, en wanneer ons lief het, sal ons al die ander dinge doen wat deel is van hierdie vergifnis. Dit is 'n baie groot deel. Laat ons leer hoe om lief te hê, soos God dit van ons verwag. Mense, dit is nie maklik nie. Jy moet partykeer, as jy nie regtig weet nie, jy moet leer hoe om lief te hê. Jy moet 'n punt daarvan maak. Weet jy hoe? Partykeer is dit net om te smile, al voel jy nie so nie. Dis part van liefde, bewys jou liefde, toon liefde, maak werk daarvan, laat dit part van jou lewe word. Hoekom vra ek? Omdat as jy liefde in jou lewe het, sal alles beter wees. Dit sal beter uitwerk. Jy sal beter wees, en jy sal nie bitter wees nie. Jy sal beter wees, en jy sal nie bitter wees nie. Het jy al daai mense geontmoet, wat almal van praat, wat sê, joh, het jy daai, hoekom kom daai mense kerk toe? Hulle lyk altyd kwaad. Hulle frons, is dit die, het hulle gevries, is dit, wag ons vir somer, het hulle gevries daar? En as die somer kom, gaan hulle, wil jy daai persoon wees wat almal van praat? Of wil jy daai ou wees wat sê, wie wat, ek kan altyd met hierdie persoon gaan praat. Hierdie persoon is altyd, weet, reg om met my te gesels. Hierdie persoon is so nice, jy ervaar waarlik God se liefde by hulle. Wie is jy? Is jy bitter, of gee jy liefde? Jy moet die keuse maak. God sê, jy moet vergewe, jy moet vergeet, jy moet lief hê. Groter as dit is daar nie liefde. Alles in hierdie woord omvat terug na liefde toe. You have to love. Liefde is belangrik.
as ons liefde bewys, as die nuwe mense in hierdie kerk inkom en hulle sien ons vir die eerste keer, en jy bewys liefde, en jy groet hulle met 'n smile, en hulle voel welkom, they feel welcome, dan sal hulle terugkom. Maar as jy vir hom sê, wat maak jy hier? Kan ons nie dit sê nie, jy kan dit op 'n ander manier sê, hi, nice om jou te ontmoet, hoekom is jy hierso, is dit jou eerste keer? Jy kan dit op 'n ander manier vra. Het is nie nodig om lelik te wees nie. Kom ons begin 'n kerk word van liefde. Laat die Heilige Gees binne in jou ontkiem, want God is liefde. Amen. Kom ons staan saam en dan bid ons en ons gaan hierdie diens afhandel in daai manier. As daar enige iemand is wat graag wil gebed hê vir enige iets, is jy meer as welkom om net na die diens vorentoe te kom en ons gaan saam met jou bid. En ons kan jou 'n drukkie gee, ons kan liefde vir jou wys. Amen. Kom ons bid saam. My God en Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie diens wat U vir ons gegee het. Dankie vir hierdie dag wat U vir ons gegee het. Dankie vir hierdie awesome mense wat hier is vanoggend. En dankie dat U ons net herinner aan liefde en hoe lief U is vir ons. En dankie dat U ons herinner dat ons moet lief hê. En Here, en nog 'n belangrike ding, vergifnis. Help ons om te vergewe, help ons om lief te hê, help ons om te dink om soos U te wees, my Vader. U is 'n God van liefde. En dankie dat ek saam met 'n familie vanoggend hier is, wat 'n familie is van liefde. Help ons om hierdie week uit te gaan en net mense te bewys wie U is, deur die liefde wat ons vir hulle betoon. Dat mense Christus in ons kan sien, deur hoe ons hulle lief het. Mense wat ons iets teen het, mense wat ons moet vergewe. Here, dat hulle sal sien dat daar is waarlik liefde in ons, met die vergifnis wat ons vir hulle gee. Help ons om hieraan te werk, my Vader, help ons om beter te word, help ons om 'n disipel van Christus te wees, deur die liefde wat binne in ons ontkiem. Laat hierdie boom groei, waar mense onder ons skadu kan kom sit, en weet dat U is in beheer, en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Vra dat U almal sal hier neem, Vader, waar hulle weggaan, dat U hulle sal veilig hou, Here. Pleit die bloed oor elke liewe een van hierdie boeties en sissies van ons. En ek vra, Here, dat die wat nie hier kom wees vanoggend nie, dat U hulle ook net so sal seën. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil hê, wys die liefde. As jy sien daar's iemand wat nie hier is vanoggend nie, en jy het hulle nommer, en jy ken hulle, bel hulle. Of stuur 'n boodskap. Sê, hey man, ons het jou gemis vanoggend. Waar was jy? Ek hoop om jou volgende week te sien. Kom ons wys liefde. Amen. Be blessed.